Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Staan aan die einde van November se kant toe. Die jaar is, ons kan maar sê, op sy rug. Maar die woord van God is altyd daar irrelevant, die tyd en wat die tyd ons in leef. Liefdes in die Here, ons voorsang vanoggend kom uit Lied 197, Wonderbare Koning. Wat 'n pragtige, kragtige lied. Gemeente, die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus ons Here. Amen. Nou God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur saam te sing uit Lied 223 aan Jesus Koning al die eer. Kom
Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut hoe skuldig ons almal staan teenoor God, maar so ook teenoor mekaar. Ons luister na die wet volgens Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy ors, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou geliefdes in die Here, kom ons bely ons geloof, en dat elkeen in sy hart spreek soos volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons geloof so pas bely, kom ons gaan voort deur saam te sing uit lied 284, laat Heer u vrede deur my vloei.
Kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, dankie vir die wonderlike voorreg om vanmôre weer om U woord te kan vergader, Here. Na nog 'n week van woelinge en werkskap, maar ook 'n week waar ons U keer op keer kon loof en prys vir U genade, Here, vir U seëninge wat ons uit U Vaderhand het ontvang. Here, wees met elkeen van ons in hierdie oggend. Help ons om U woord ter harte te neem, dat dit wat U wil hê ons moet hoor, dat ons dit hoor, Here, om ons geloofslewe te versterk. Want ons is totaal en al afhanklik van U, o Heer. Ons lewe, ons ewigheid, ons pad vorentoe is als in U hande. En Here, daarmee sê ons dankie, want ons weet by U is ons veilig. Maar Here, U ken ons harte. U weet hoe maklik oortree ons. Hoe maklik doen ons dinge wat ons nie moet doen nie, of hoe maklik doen ons niks wanneer ons iets moes gedoen het nie. O Here, vergewe ons sondes en ons oortredinge. Lei ons nie in die versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose. Laat ons wegbly van dit wat verkeerd is, Here. Laat ons wegbly van daardie, ek wil amper sê die uitdagings en uitlokkings van hierdie wêreld, om dinge wat verkeerd is, te sê dit is reg, Here. Die wêreld wat die waarheid verdraai, Here. Laat ons dit raak sien en besef en weet. Ons moet net op in U woord glo en U pad van waarheid volg. Here, gaan met ons geliefdes, die wat naby en die wat ver is. Here, seën U hulle ook, versterk hulle daar waar siektes is, daar waar onrustigheid is, of hulle in gevaar leef, of Here net 'n moeilike lewe lei, en van nie by U woord kan uitkom nie. Gee hulle die krag en versterk U hulle, Here. Vou hulle toe met U liefde. Maar Hemelse Vader, ons vra hierdie dinge om ons dit verdien nie. Ons smeek dit enkel uit genade. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Johannes 18 vers 28 tot 38. Jy kan die Bybels oopmaak, Johannes 18 vers 28 tot 38, of dit volg op die PowerPoint. Die opskrif is Jesus voor Pilatus. En hierdie kan jy ook vind in Matteus, Markus en in Lukas. Ek lees vir vanaf vers 28. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: "Ons mag nie iemand teregstel nie." Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit die eie, of het ander dit vir u af van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is jy tog wel 'n koning?" vra Pilatus. "Dit is soos u sê, ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." "Wat is die waarheid?" sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie." Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God sal altyd bly staan. Salig is hulle wat die woord hoor en dit in hulle harte bewaar.
Ons dank U, Here, vir die geskrewe openbaring van U woord. En vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend: die koning van waarheid, 'n botsing van koninkryke. Ons teksvers kom uit vers 38. Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: ek vind geen skuld in hom nie. Nou geliefdes, in die hedendaagse wêreld is die begrip van waarheid in die spervuur. Ons leef in 'n era van my waarheid teenoor jou waarheid, waar relativisme of die subjektiewe aard van die waarheid en waardes en skeptisisme wat dui op gebrek aan geloof of vertroue die toon aangee. Wie bepaal wat waar is? Is die waarheid absoluut of verander dit met persoonlike sienings en voorkeure? Ek glo 'n baie goeie voorbeeld wat ons die afgelope tyd so duidelik gesien het, is die Amerikaanse verkiesing wat sopas afgeloop het. Elkeen besyn hulle waarheid as die waarheid. Hierdie verwarring is egter nie uniek aan ons tyd nie. Want ons het sopas gelees in Johannes 18, vers 28 tot 38. Van 'n aangrypende toneel waar Jesus Christus, die beliggaaming van waarheid, voor Pilatus staan. 'n Man wat worstel tussen sy gewete en die eise van politieke druk. Daar is dus 'n botsing tussen die aardse mag en goddelike gesag, na die aard van Jesus se koninkryk en na die kragtige vraag van Pilatus: wat is die waarheid? In Johannes 18 bevind ons onsself op die kruispad van geskiedenis en ewigheid. Jesus Christus, die werklikheid van waarheid, staan voor Pontius Pilatus, die magtigste Romeinse gouverneur, wat op die oog af soos 'n skynvoor lyk, maar hierdie toneel is veel meer as 'n blote regsproses. Dit is 'n dramatiese botsing van koninkryke. Die koninkryk van die aardse teenoor die koninkryk van die hemele. Menslike regverdigheid teenoor goddelike waarheid. Wanneer Pilatus die vraag vra, wat is waarheid? Stel hy 'n diepgaande en ek wil amper sê 'n siniese vraag wat tot vandag toe nog weer galm. Hierdie woorde weerspieël nie Pilatus se persoonlike onsekerheid nie, maar ook die toestand van 'n wêreld wat gebroke weegskale gebruik om die waarheid te weeg. Hierdie gedeelte dwing ons om te kyk na die aard van Christus se koninkryk en die betekenis van waarheid, en hoe God se soewereine plan selfs deur die verkeerde dade van mense vervul word. Dit roep ons op om 'n diepgaande vraag te beantwoord. Hoe reageer ons op die waarheid van Jesus Christus, die ewige koning? Hoe reageer ons daarop? Hierdie verhaal begin met die Jesus wat van Kajafas af, die Joodse hoofpriester, na Pilatus gebring word. Die Joodse leiers weier om selfs die amptwoning binne te gaan uit vrees vir seremoniële onreinheid, net voor die Pasga. Hier is ons die eerste deel van die ironie. Hulle is meer bekommerd oor uiterlike rituele eenheid of reinheid as oor die innerlike boosheid van hul motiewe. En die blote feit dat hierdie gebeure plaasvind, getuig van God se soewereiniteit. Jesus het lank tevore voorspel dat hy nie deur steniging, maar die tradisionele Joodse metode van doodstraf sou sterf nie, maar deur kruisiging. 'n Romeinse vorm van teregstelling, tussen Johannes 12 vers 32 en 33 aangedui is. En as ek van die aarde af verhoog is, die kruisiging, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Hierdie detail wys hoe menslike optrede, hoe boos ook al gebruik word om God se planne te vervul. Dit is 'n kragtige herinnering dat God in volkome beheer bly, selfs wanneer die wêreld chaoties en onregverdig voorkom. Die gedrag van die Joodse leiers,
demonstreer 'n universele waarheid. Mense wat probeer geregtigheid uitspreek, terwyl hulle self dikwels die skuldigste van skuldigste partye is. Hulle bring die seun van God na Pilatus, beweer dat hy skuldig is, maar vermy self kontak met onreinheid. Dit is 'n weerspieëling van 'n diep korrupsie van die menslike hart, wat dikwels uiterlike reëls gebruik om die innerlike sonde weg te steek. Dit is so waar. Vir ons vandag dien dit as 'n waarskuwing. Hoe dikwels verval ons ook nie in die rituele of uiterlike optrede nie, terwyl ons die kern van ons geestelike roeping miskyk nie. Wanneer Jesus voor Pilatus gebring word, begin die ondervraging. Pilatus vra vir hom, is jy die koning van die Jode? Dis 'n vraag wat nie net teologies nie, maar ook polities van aard is. As Jesus homself as 'n aardse koning verklaar, kan dit as verraad teen die Romeinse Ryk beskou word. So dan het hulle 'n rede om hom te verhoor, 'n rede om hom skuldig te vind. Maar Jesus se antwoord is kragtig. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hierdie woorde sny dwars deur Pilatus se veronderstellings en vestig die aandag op 'n hemelse realiteit. Jesus se koninkryk is nie gebaseer op militêre mag, politieke agendas of menslike strukture nie. Dit is gegrond in die waarheid en geestelike realiteit. Jesus se verklaring dui op 3 kernwaarhede oor sy koninkryk, want dit is 'n botsing van koninkryke wat plaasvind. Eerstens, dit is geestelik. Jesus sê nie dat sy koninkryk nie in die wêreld is nie, maar dat dit nie van hierdie wêreld is nie. Dit beteken dat sy koninkryk nie op fisiese mag of politieke ambisies staat maak nie. Dit is eerder 'n koninkryk van die hart waar God deur waarheid regeer. Tweedens, dit is waarheidsgebaseer. Jesus wys daarop dat sy koninkryk nie deur aardse mag of geweld gevestig word nie, maar deur waarheid. Hierdie waarde is nie bloot 'n filosofiese konsep nie, dit is gewortel in die karakter van Christus self. En derdens, dit is universeel. Terwyl aardse koninkryke geografies of kultureel beperk is Christus se koninkryk universeel. Dit sluit mense van alle nasies en tye in, en dit oorskry grense en politieke strukture. Geliefdes in die Here, hierdie waarhede daag ons uit. As burgers van Christus se koninkryk word ons geroep om nie deur wêreldse agendas gedryf te word nie, maar deur die waardes van sy waarheid. Nou kan ons vra, wat is die aard van die waarheid? Kom ons kyk wat sê Pilatus. Wat het hy gedoen? Pilatus vra dan een van die mees simboliese vrae in die evangelie. Wat is waarheid? Sy vraag is sinies en tog weerspieël die soeke van 'n wêreld wat aan leuns vasgevang is. Jesus antwoord nie direk nie, maar deur sy teenwoordigheid het hy reeds die antwoord gegee. Johannes 14 vers 16 het dit duidelik gestel. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waarheid volgens die skrif is nie bloot 'n stel feite of idees nie. Dit is gewortel in die karakter van God self. Maar wat is die kenmerke van hierdie waarheid volgens die skrif? Eerstens is waarheid is absoluut. In 'n wêreld waar relativisme hoogtyd vier, herinner hierdie teks ons daaraan dat waarheid nie verander met tyd, kultuur of opinies nie. Dit is vas en ewigdurend. Tweedens, waarheid is objektief. Waarheid is nie 'n persoonlike interpretasie nie. Dit staan buite ons gevoelens en persepsies. Jesus is die objektiewe standaard van wat reg is en wat verkeerd is. En derdens, waarheid is eksklusief. Jesus se verklaring dat hy die waarheid is, impliseer dat enige ander aanspraak vals is. Waarheid dwing ons tot 'n respons van geloof en gehoorsaamheid. Ons kan dit nie neutraal hanteer nie. Pilatus se vraag wys ook op sy innerlike stryd. Hy wil neutraal bly. Hy wil nie Jesus veroordeel nie, maar hy wil ook nie die Joodse leiers ontstel en 'n oproer veroorsaak nie. Hierdie houding weerspieël 'n gebroke wêreld wat die waarheid probeer balanseer op 'n gewete wat nie met God versoen kan word nie.
Pilatus probeer om die waarheid te ignoreer, maar in daardie poging oordeel hy homself. Vir ons is dit 'n waarskuwing. Neutraliteit teenoor Jesus Christus is nie moontlik nie. Ons moet 'n keuse maak. Erken ons hom as koning of verwerp ons hom? Dit is dit. Daar's geen ander keuse nie. Nou, kom ons kyk wat het hier gebeur dan. Ons kan amper sê dis 'n omruil van rolle. Die ironie van hierdie toneel lê daarin dat die ware regter, Jesus Christus, voor 'n menslike regter staan. Pilatus wat dink hy hou die mag, word eintlik self geoordeel in sy ontmoeting met die waarheid. Pilatus verklaar, ek vind geen skuld in hom nie. Dit is een van die mees aangrypendste oomblikke in die evangelie. Die enigste onskuldige persoon wat ooit geleef het, word onregverdig veroordeel tot die dood. Maar die onreg is nie die einde van die verhaal nie. Dit is die middel waardeur God ons verlossing bewerkstellig. Ons kan dus sê, hierdie groot omruil het plaasgevind deur Jesus het ons skuld gedra. Die onskuldige lam van God neem die skuld van die wêreld op hom. Ons ontvang dan sy geregtigheid. Deur geloof ontvang ons die perfekte geregtigheid van Christus. Die oordeel wat ons toekom, is reeds op hom voltrek. Hierdie waarheid is die kern van die evangelie. Dit nooi ons om in verwondering te staan oor die grootheid van God se genade. En hierdie grootheid van God se genade, hierdie waarheid, wat se impak het op vandag se lewe, op vir ons? Hoe is hierdie waarheid teenwoordig in vandag se tyd? Eerstens, God se soewereiniteit oorheers onreg. Wanneer onreg en boosheid voorkom, moet ons onthou dat God reeds in beheer is. Hy gebruik selfs die sondige dade van mense om sy wil te vervul. Ons word geroep om as koning of as burgers van Christus se koninkryk te leef. Ons hoop nie in 'n aardse magte of regerings nie, maar in die ewige waarheid wat Christus is. In 'n wêreld waar waarheid as buigbaar gesien word, moet ons vashou aan die absolute waarheid van God se woord en standvastig bly in ons getuienis. Soos Pilatus moes ons kies. Soos Pilatus moes kies, moet ons ook kies om neutraal te probeer wees. Dis ongelukkig om Christus te verwerp. Geliefdes en Here, ek sluit af. Wat is die vraag van waarheid? In ons geleesde gedeelte staan waarheid voor die wêreld. Jesus, die koning van die heelal, word deur mense verwerp en veroordeel. En tog, deur hierdie, kom ons sê, skynverhoor, bring God sy soewereine plan tot volle vervulling. Maar die vraag bly steeds staan: wat is waarheid? Die antwoord is nie abstrakt nie. Dit is 'n persoon. Dit is Jesus Christus. Hy roep ons om sy waarheid te erken en ons lewens aan sy koninkryk te onderwerp. Laat ons onsself nou afvra: het ons werklik die waarheid van Christus aangeneem? Leef ons as burgers van sy koninkryk? En is ons bereid om soos hy te getuig van waarheid, selfs al kos dit ons alles? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, dankie vir die openbaring van u woord. Dankie, Here, dat ons weet u is die waarheid, die weg en die lewe, Here. Dat niemand tot die Vader kan kom behalwe deur u nie. En Here, ons het hierdie wonderlike wat ons kan uitpasyn en met lof kan getuig en met lof kan besing. U is ons skepper. U is ons verlosser. U het vir ons sondes gesterf, Here, sodat ons vry kan wees. Help ons om te leef, Here, volgens hierdie wonderdade van u. Here, daarom vra ons vir u. Wees met ons in die week wat voorlê. Hou die hand van beskerming oor ons, Here. Lei ons in u woord. Lei ons in u waarheid, Here. Laat ons die waarheid kan erken en kan besef. Ons kan nie neutraal staan nie. U is ons lewe. U is ons koning. U is die waarheid in altyd en ewigheid, Here. Vergewe ons sondes en ons oortredinge. Seën ons, Here.
want ons het u seëninge nodig. Wees ons genadig, Here, want ons het u genade nodig. En Here, u weet, ons verdien dit glad nie, maar deur u verlossing kan ons aanspraak maak op u genade. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes in die Here, ons slotsang, dis ek heel toepaslik vir hierdie tema vir ons, soek allereers die Koninkryk van God. Soek allereers die Koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die Koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die Koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.